sê vir julle welkom. Dit is my voorreg om hier te wees in die naam van Jesus Christus. Wil ek graag hierdie volgende aanbieding doen. Ons het gekyk na die begin van antieke Israel, ons het gekyk na die einde van antieke Israel. Ons het gekyk na die Here lyn op lyn werk. Ons gaan na die geskiedenis toe, ons kan sien hoe die Here met sy mense gewerk het dan, en dit gaan vir ons wys hoe werk hy met sy mense nou. Ek wil die begin van moderne Israel wil ek deurgaan. Dit sal meer as 'n sessie wees, en ek wil kyk hoeveel inligting kan ons op die tafel sit. Daar's dinge wat ek aanvaar wat ons as Adventiste wel weet, daar's dinge wat ek gaan deurgaan. As julle dit weet, dit is goed om 'n repetisie weer daarvan te hê. Daar's baie dinge wat ons nie almal op hoogte is nie, wat ook julle verantwoordelikheid gaan wees om te gaan bestudeer. Kom ons gaan net in stille gebed. Amen. Moderne Israel. Wanneer die Here 'n hervorming stuur, is dit vir die doel om ons uit die duisternis uit te haal. Want ons verval in duisternis, die Here gee vir ons lig, en hy verwag van ons om daai lig te vat, daarin te staan, en dit sal ons uit die duisternis uitbring. As ons kyk, dan gaan ons nou kyk na die tyd van die einde. Ek wil hê ons begin met Daniël 7 vers 25, want dit gaan vir ons 'n bietjie verduidelik. Ek sit die tyd van die einde neer op 1798, en ek gaan dit nou verduidelik, waar by daai datum uitkom, wat dit beteken. Maar voor dit sit ons met duisternis. Dis 1260 jaar van duisternis. Dit is waar die pausdom regeer het, die dark ages soos hulle dit noem, die donker eeue. En ek wil 'n bietjie hê ons moet net daarna gaan kyk. Wat het gebeur, waar kom dit vandaan? Daniël 7:25. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. En hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Onthou toe ons die dag-jaar prinsip gedoen het ons gekyk na tyd as 'n jaar, tye as 2 jaar, en 'n halwe tyd as 'n halwe jaar. As ons hierdie kyk, is dit 3,5 jaar tydperk. Ons weet, 1 dag stel voor 'n jaar in profesie. En as ons dit bymekaar gaan tel, dan sien ons 1260 dae, wat 1260 jaar is. Openbaring 12 vers 6, en die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het, wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou, 1260 dae lang. Dit is baie interessant, dat dit is presies dieselfde van Daniël 7 en Openbaring 12. Dit is dieselfde mense van die Here wat gevlug het, die tydperk is dieselfde. Dan sien ons tyd, tye en 'n halwe tyd, ons sien 1260 dae, en dan kyk ons na Openbaring 12 vers 14, maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na 'n plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Weereens kry ons die 1260 dae. Aanhaling. Vandag is die kerk van God vry om voort te gaan met die voltooiing van die goddelike plan vir die redding van 'n verlore ras. Vir baie eeue het God se mense beperking van hulle vryheid gehad. Die verkondiging van die evangelie in sy suiwerheid was verbied, en die ergste van boetes is besoek op diegene wat dit gewaag het om ongehoorsaam te wees aan die mandate van mense. As 'n gevolg was die groot morele wingerd van die Here byna heeltemal onbewoon. Die mense is die lig van God se woord ontneem. Dis een van die redes hoekom sê dit is die donker eeue. Die lig, die woord van God, was nie daar nie. Die duisternis van die valsheid en bygeloof het gedreig om kennis van die ware godsdienst uit te del. God se kerk op aarde was as voorwaar in ballingskap gedurende hierdie lang tydperk van medelose vervolging, soos die kinders van Israel gedurende die tydperk van die ballingskap gevangene gehou was in Babylon. Hierdie is 'n aanhaling PK 71 bladsy 714 paragraaf 1. Verborgenheid van ongeregtigheid.
die verborgenheid van ongeregtigheid, wil ek kyk na, wat sê Paulus, 2 Tessalonisense 2 vers 7. In sy tyd al sê hy, want die verborgenheid van ongeregtigheid is al aan die werk. Net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Wat het die teestand gebied vir die Romeinse of die pausdom om aan bewind te kom, om as die volgende koninkryk van die wêreld te reageer? Onthou die 3 koninkryke wat uit die weg geruim moet word, uit die weg geruim was, en dit het van die jaar 508 tot die jaar 538, dis 30 jaar wat hierdie stelsel begin opbou en gevestig word as die Rooms-Katholieke stelsel wat ons ken. En dis merkwaardig, die anti-Christ waarvan ons praat. Anti beteken in die plek van, dis beteken nie in teenstryd, alhoewel dit in teenstryd is, beteken anti in die plek van. So die anti-Christ Satan kom en hy sê, ek wil in die plek van Christus staan. So wat hy doen is, hy maak na. Hy vervals dit wat die Here daar stel. En as ons kyk, tot in die 30 jaar wat Christus oud was, voordat hy sy bediening begin het, kom die Romeinse stelsel, en het vat hom ook 30 jaar, om in bewind te kom. Ek wil vir ons van die groot stryd lees, bladsy 49, paragraaf 1 en 2. In sy tweede brief aan die Tessalonisense het die apostel Paulus die groot afval voorspel wat daar sou kom, met die opkoms van die pausdom. Hy het verklaar dat die dag van Christus nie sou kom, aleer die groot afval gekom het nie. Want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo elkeen wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God, as God, sal sit, en voorgee dat hy God is. 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4. En wat meer is, die apostel het sy broeders gewaarsku, die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Selfs in hierdie tyd al, het hy gesien hoe dat die dwaalleer die kerk binnensluip, wat die weg vir die ontwikkeling van die pausdom sou voorberei. Trapsgewys eers stil en sluipend en dan openlik, na mate dit in krag en beheersing oor die verstand van die mense toegeneem het, sou die verborgenheid van ongeregtigheid, sy bedrog en godslasterende werk voorsit. Byna ongemerk het heidense gewoontes die Christelike kerk binnegekom. Dit is belangrik om te kyk. Hierdie Romeinse doktrines en die wyn wat gevoer is, gaan ons sien, gaan nog steeds uitwerking hê op die mensdom. En die Here kom en hy sê, kom uit die stelsels uit. En die hervorming wat ons het, is reeds die lig wat die Here gee. 1798, wil ek kyk, dit is die tyd van die einde. Onthou die dag-jaar-prinsipes, het dit al deurgegaan vir die 1260 dae, dis ook 42 maande as ons dit gaan lees, of tye en 'n halwe tyd. Ek dink ons verstaan dit duidelik, waar dit vandaan kom. En ons kan in die geskiedenis gaan kyk, dis presies die vervulling daarvan. Tyd van die einde, 1798, Daniël 12 vers 4. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek, tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en kennis sal vermeerder. Jy moet ons verstaan, die boek van Daniël, of sekere gedeeltes van Daniël is gesluit, tot die tyd van die einde toe. Nou, vir ons wat in tyd na 1798 lewe, is maklik om terug te gaan en te sê, wanneer is die boek van Daniël en die grootste deel van hom oopgemaak? En ons kan in die geskiedenis gaan kyk en ons sal presies sien, van 1798 af, is hierdie boek oopgemaak. Die kennis wat vermeerder word waarvan Daniël praat, baie mense sê, ja, dit is tegnologies, dit is my era van die rekenaar en al die tipe van dinge. Wat Daniël hierso doen is,
Die kennis wat vermeerder word, gaan oor die kennis van die boek van Daniël. En Daniël en Openbaring weet ons is eintlik een boek as ons dit so bestudeer, en dit is hierdie Bybelse kennis en hierdie lig wat die Here vir ons gee. En dit is die kennis wat vermeerder. Ek wil aanhaling vir julle lees. In Openbaring 14 word daar 'n groot godsdienstige ontwikkeling voorspel tydens die verkondiging van die spoedige wederkoms van Christus. Die apostel het 'n engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Met 'n groot stem verkondig hy die boodskap: Vrees God, gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel, die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Ons ken hierdie as die eerste engelboodskap. 1798 kry ons die eerste engelboodskap en hy arriveer. Die Here gee dit aan die mense. Die tydperk wat hier genoem word, 42 maande en 1260 dae, is dieselfde. En hulle stel albei dieselfde tydperk voor waarin die kerk van Christus die Rome sou onderdruk word. Die 1260 jaar van die pauslike oorheersing het in 538 na Christus begin en sou dus in die jaar 1798 eindig. In daardie jaar het die Franse leer Rome binnengeval en die paus gevange geneem. Hy het in ballingskap gesterf. Ofskoon 'n nuwe paus kort daarna gekies is, het die pauslike priesterheerskappy sedert daardie tyd nooit weer die mag uitgeoefen wat hy tevore besit het nie. Wat baie interessant is, Berthier van die Franse kom en hulle vang die paus, hulle sit hom in gevangenis in ballingskap en in geskiedenis sê vir ons 1798. Die dier het sy dodelike wond gekry. Wat wel interessant is, ons moet kyk. Die pausdom het bestaan uit twee horing gesag, waarvan een deel jou kerk was en een deel was die staat. Die een deel het behoue gebly, die kerk. Ons weet die Rooms-Katholieke stelsel gaan nog steeds aan. Maar dit wat hy gebruik het om sy vervolging te doen, dit wat hy gebruik het om sy mag uit te oefen op die aarde, is van hom al so weggeneem. Dis hoekom hy het 'n dodelike wond gekry, maar hy het nie gesterf nie. En intussen is daai dodelike wond besig om te herstel, want hy het nodig, hy het weer 'n weermag nodig, hy het weer nodig om die wêreld te regeer en ook dan om sy merk te maak. En dit is waarvoor hy dit nodig het. So 1798 sien ons die dodelike wond wat die dier kry. Ek wil ook baie mooi kyk, Johannes, wanneer ons kyk na Openbaring 13, is besig om ons te verduidelik, en hy staan in 'n baie spesifieke tyd, 'n histories. En as ons daardeur gaan kyk, sal ons presies sien, waar staan Johannes, en hoe beskryf hy wanneer die dier 'n wond gekry het. Okay. Kom ons gaan deur daar. Openbaring 13 vers 1. En ek het op die sand van die see gaan staan. En ek het 'n dier uit die see sien opkom, met 7 koppe, 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe die naam van godslastering. So Johannes sien 'n see dier. Maar merk op, die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, sy pote soos die van 'n beer, sy bek die van 'n leeu. En die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en sy groot mag. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Okay, kom ons kyk hierna. En nou wil ek hê, ons moet, ek gaan dit nie lees nie, maar julle moet gaan na Daniël 7 toe. Wat Daniël doen is, Daniël is besig om ons te verduidelik, en ons weet, Babylon, Mede-Perse, Griekeland, dan kyk ons na Rome. En wat hy doen is, die leeu, die beer, die luiperd en dan die seedier.
En dis wat Daniël in Daniël 7 vir ons verduidelik. Ek het dit hierso neergeskryf, ons kyk wat gebeur. Daniël kyk en hy sien die leeu, die beer, die luiperd en dan die, ek noem dit die seedier. Maar waar jy, en dit is wanneer jy staan en jy kyk in die geskiedenis en jy sal hierdie koninkryke sien gebeur. Maar kyk waar staan Johannes. Johannes staan op 'n ander plek want hy sê hy sien eers die seedier met die wond wat bestaan het uit die luiperd, uit die beer en uit die leeu. As ons sal sien is, dan sal ons sien dis presies in volgorde omgedraai. Dit beteken as ek hierso sou staan en ek kyk na die dier, dan sou ek gesien het die seedier, die luiperd, die beer en die leeu. En Johannes staan in tyd, presies hierso. En dit is die tyd waar die seedier, die Rooms-Katholieke stelsel, die dodelike wond kry. En ons weet in geskiedenis is 1798. Dis een getuie. Die ander ding wat ek wil doen is, in 1798 sien ons ook merkwaardig, kom die VSA opkoms en hy word die volgende koninkryk op aarde. En ek wil hê ons moet 'n bietjie daarna gaan kyk. Want Amerika is baie interessant, is ook 'n tweehoring dier, as ek dit so mag stel. Want ek gaan dit nie nou bespreek nie, ons gaan kyk of ons op 'n stadium, dit is die landdier wat uitgekom het met die twee horings. Maar ons weet dat Amerika wat opgegaan het, die VSA kom hier in. Ons het die twee horings en ons weet dis protestantisme wat die kerk verteenwoordig en republikanisme. My tongknoop. En dit is die staat. So hier sien ons weer kerk-staat kombinasie. Okay. Maar ons weet die mense wat gevlug het uit hierdie stelsel, die Here het hulle gehuisves in Amerika. Ons weet daar's in Australië en in Afrika ook gehuisves, maar hierso maak hulle 'n grondwet wat sê ons wil die Here dien sonder dat enige iemand ons voorsê. En die grondwet word so geskryf om te sê is jy kan die Here dien volgens jou eie wat is die woord vir conscience, jou eie gewete. En dit word dan ook so, en van daar af gebruik die Here dit as 'n voetstoel of 'n plek wat hy met sy mense kan werk, hulle die lig kan gee om dus uit die stelsel uit te kom. Martin Luther hulle het nie klaar gemaak met die reformatie. Nee. Daar's baie dinge wat ons weet, die doktrines van Sabbat byvoorbeeld, het hulle nie gehad nie, die toestand van die dood, daar is die immortality of the soul, dit is die toestand van die dood. Daar's baie ander nog steeds, die doop wat ingekom het, die nagmaal en alles wat verdraai was, wat nie suiwer en reg deurgekom het nie. En die Here stuur hierdie inligting. En kom ons gaan kyk na die eerste engelboodskap. So ons sit in 1798, okay? En ons kan in geskiedenis gaan kyk, die VSA kom in as 'n wêreld moondheid. Nou, as ons gaan, en ek wil vinnig gaan na Openbaring 17, laat ek net dit as 'n tweede getuie neersit, okay. Onthou Johannes het hierdie seedier gesien. Nou kom die engel Gabriël na hom toe en sê vir hom, dit is in Openbaring 17 vers 7, toe sê die engel vir my, waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel, en van die dier met die 7 koppe en die 10 horings, wat haar dra. So hier kom die engel Gabriël en sê, Johannes, ek sal jou verduidelik wie is hierdie vrou, ek sal jou verduidelik wie is die dier. Vers 8, die dier wat jy gesien het, was en is nie. Ons weet, en ons sal sê die dier is die Rooms-Katholieke stelsel, dan sê ons, hy was
in hierdie 1260 jaar. En wanneer hy kom by 1798, dan is hy nie meer nie, hy het 'n dodelike wond gekry. So as ons afgaan, dan kyk ons, kom ons doen hom net eers klaar. Hy was en is nie, en sal uit die afgrond opkom, en na die verderf vaar. En die bewoners van die aarde, wie se name nie in die grondlegging van die aarde af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder, as hulle die dier sien, wat was, en nie is nie, alhoewel hy is. Was hy in geskiedenis gewees? Yes. Was hy en het hy 'n dodelike wond gekry, sodat hy as 'n wêreldmoontlikheid geval het? Ja. Ok. Maar, is hy heeltemal daarmee heen? Nee, hy bestaan. En hy is besig om op te bou, om weer in krag te kom. So, ok. Vers 9. Hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit, en hulle is 7 konings. Ok? 5 het geval, en 1 is. Kom ons gaan daarna toe, ons gaan kyk. 5 koninkryke het geval. Onthou, ons werk altyd van Daniel in Openbaring dieselfde. Ons praat van dieselfde. Johannes het gesien, die seedier wat bestaan het uit die luiper, die beer en die leeu. So kom ons gaan terug na die leeu. Wie is die leeu? Ons weet dit is Babylon. Die beer is Mede-Perse. Dan gaan ons na Griekeland. Dan gaan ons na paganistiese Rome. Dis die 4de koninkryk wat daar was. En ons weet dan in 538 na Christus die pauslike Rome in bewindheid gekom vir 1260 jaar. Wie is nou die 6de koninkryk? En dit is wat ons gesien het. En daar's baie aanhalings wat ons kan deurgaan, en dit is Verenigde State van Amerika. So wat Johannes sê is, ek staan hierso 1798, die VSA het ingekom, en ek kyk terug en ek sê 1, 2, 3, 4, 5 het geval, 1 is. So hy staan presies op 1798, die VSA het ingekom as die volgende wêreldmoondheid, as ons kyk na Bybelprofesie, en daar staan hy. Kom ons lees dit deur en ons kyk hoe dit so is. Hier kom die verstand van die wysheid te pas, die 7 koppe is die 7 berge waar die vrou op sit, en hulle is 7 konings. 5 het geval, en 1 is. Dit is die VSA. Die ander een het nog nie gekom nie. So hierdie ene het nog nie gekom nie. Dis wat hy sê, dis nommer 7. Okay. En wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. So daai moondheid wat gaan kom, wat ons nog later gaan identifiseer, gaan kom en hy gaan vir 'n kort tyd daar bly. En die dier wat was, die Rooms-Katolieke stelsel, en nie is nie, want hy het 'n dodelike wond gekry, is self ook die 8ste, en hy behoort by die 7 en gaan na die verderf. Hy kom uit, die Engels sê, he comes from. Hy kom van hierdie een, want hierdie een gaan hom die krag gee, so hy kom weer hierso, en ons gaan sien, die pauslike Rome, of die pausdom, of moderne Rome, as ons dit so wil stel, kom weer terug. So as ons kyk, hoeveel verskillende koninkryke is daar, moet ons mooi kyk. Ons gaan later hom identifiseer. So daar's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maar hierdie ene herhaal. So hy is van die 7, maar hy is die 8ste ene. Wat ek net probeer sê en wat belangrik is waar Johannes staan wanneer hy hierdie een sien, staan hy by VSA. En ons kan dit baie mooi identifiseer, in geskiedenis ingaan, en ons kan gaan kyk, 1798. So die tyd van die einde, wanneer Daniel dus oopgemaak word in die boek, wat die Here oopmaak vir die mense, gebeur dan in 1798. Onthou as ons kyk na die 2520 jaar profesie, daar gaan ons ook sien, wat interessant is, dat in die jaar 723 tot 1798 is die 2520 jaar, waar dan ook presies vir ons 1798 uitwys. Die volgende ding weet ons is 'n vermeerdering van kennis.
die Here kom met die eerste engel boodskap, hy gee vir hulle lig, hy verwag dat die mense in daai lig staan, maar wat hy ook doen is, hy gee vir hulle 'n vermeerdering van kennis. Ek gaan net skryf vermeerdering van kennis. Kom ons kyk. Daniël 12 vers 4. En jy Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Ons het dit deurgegaan. En dit is 1798. Ek gaan uit die groot stryd lees, bladsy 356, paragraaf 3. Geen dergelike boodskap is ooit in die verlede gegee nie. Paulus, soos ons gesien het dit nie gepreek nie. Hy het die aandag van sy broeders op die verre toekoms gevestig vir die wederkoms van die Here. Die hervormers het dit nie verkondig nie. Martin Luther het in sy tyd gesê dat die oordeelsdag nog omtrent 300 jaar in die toekoms was. Maar sedert die jaar 1798, sê sy, is die boek van Daniël geopen, kennis van die profeseë het toegeneem en vele het die plegtige boodskap verkondig dat die oordeelsuur naby was. As verskillende mense wat die Here gebruik om hierdie boodskap in die wêreld in te vat en in te stuur. Maar as ons kyk na Amerika waar die grootste werk en die grootste plaasgevind het, gebruik die Here 'n man met die naam van William Miller. En ek wil 'n bietjie as Adventiste behoort ons die storie van William Miller te ken en sy agtergrond. Maar wat ek wil doen is, kom ons gesels net vanaand 'n bietjie oor wie is William Miller? En dit is vir ons baie interessant om te kyk en ons sal dit sien in geskiedenis hoe die Here werk, wie hy uithaal en voorsit om sy waarhede aan die wêreld te verkondig. Baie keer dink ons hy sal die geleerdes en die mense van die wat bo in die kerk sit, maar die Here werk op 'n ander manier wat nie ons manier is nie. Ons kan kyk na Johannes die Doper, was dieselfde gewees. Moses was dieselfde wat die Here kom en hy uit daai omstandighede en uit dit is hy eintlik baie mense sal sê 'n wegwaai kind wat die Here vat en hy rig hom op en hy leer hom om dan daai verlossingswerk wat hy wil doen met Israel te doen. En hier kom die Here en dit is wat ons het oor William Miller. God het sy engel gestuur om die hart van 'n boer aan te raak wat nie die Bybel geglo het nie, om hom te lei om die profeseë te ondersoek. Engele van God het herhaaldelik besoek afgelê by die kosbare een, dit is William Miller, om sy gedagtes te lei en sy verstand te open om die profeseë te verstaan wat nog altyd vir God se mense donker was. Dis Eerste Geskrifte bladsy 229. Dit is baie interessant dat die Here en ek gaan nie deur alles van William Miller kan gaan nie. 'n Man wat in die begin nie die Bybel geglo het nie en wat in sy lewe gebeur het, waar hy in werklikheid 'n preek van iemand anders te voorgelees het en dit het 'n vreeslike indruk op hom gemaak. En hy het gegaan en die Bybel gevat en gesê ek gaan alles lees van die begin tot die einde. Ek gaan nie aangaan tot ek verstaan wat daar staan in die vers nie. En die Here het hom gebruik en die Here het herhaaldelik engel, en ons weet dit is die engel Gabriël, en ook engele na hom toe gestuur. So God het 'n gekose man hierso. Ons moet verstaan, William Miller is die vader van Adventisme. Hy is die een wat die Here gebruik het om al hierdie dinge vir ons te sê. Ek gaan nog 'n aanhaling in Eerste Geskrifte 2:3-2. Engele van God het William Miller vergesel in sy missie. Hy was ferm en onwankelbaar. Onbevrees het hy die boodskap verkondig wat aan hom vertrou is. Die boodskap van die hemel, hier is bladsy 235 van Eerste Geskrifte. Predikers wat nie die verlossende boodskap self aanvaar het nie, het verhinder dat ander dit ontvang. Die bloed van die siele is op hulle. Predikante en mense wat saamgestaan het om die boodskap van die hemel teen te staan en om William Miller en die wat saam met hom in die werk was te vervolg. Valshede is gesirkuleer om sy invloed te beskadig en op verskeie tye wanneer hy die waarhede God duidelik en eenvoudig verklaar het, het die mense 'n groot woede teenoor hom veroorsaak. En soos hy in die ontmoetings
area verlaat het, het sommige hom voorgelê om sy lewe te vat. So, dit was nie sonder moeite en sonder voorvalle wat die boodskap gegaan het nie, nooit, dit sal nooit so wees nie. Maar engele is gestuur om hom te beskerm en hulle het hom na veiligheid gelei, weg van die woedende gepepel. Sy werk was nog nie klaar nie. Ons sal sien, die boodskap word aan hom gegee en William Miller begin om die Bybel deur te gaan. So 1816 kom William Miller en hy begin en hy bestudeer die Bybel. En vir 2 jaar lank bestudeer hy bladsy vir bladsy vir bladsy. En die Here wonderbaarlik open sy oë veral met profesie en dan kom ons op die dag, jaar prinsip en die Here werk met hierdie of wat kan men sê, hierdie boer. En hy vat sy pragtige waarhede en hy begin dit in die wêreld in te stuur. Wat William Miller doen is baie interessant en ons het baie hiervan afgewyk en hy sê, in studering van die Bybel het ek die volgende reëls as 'n groot hulp gevind vir myself en omrede spesiale versoeke gerig het, gee ek dit nou aan die publiek. Elke reël moet deeglik bestudeer word in konneksie tot die Bybel, verwysings, as dit vir die Bybel student van enige waarde sal wees. En hy kom met 14 Bybel vertolkings, hoe om die Bybel te verstaan. En ek het dit nie hierso nou nie, ons sal dit op 'n stadium deurgaan, ons sal dit ook beskikbaar maak. Dis die 14 reëls van Bybel vertolking van William Miller, en dis die manier wat die Here vir ons sê om die Bybel te bestudeer. Die Bybel verklaar homself. As ek dit in kort in 'n mate van 'n opsomming sê, en hy verduidelik ons hoe met 14 verskillende reëls om die Bybel te verstaan en op die regte interpretasie te bly, sodat ons nie ons eie interpretasies daar sit nie, maar laat die Here dit vir ons lei en presies weet waarheen ons gaan. Okay. Met die grootste belangstelling het hy die boeke van Daniël en Openbaring ondersoek volgens dieselfde beginsels wat hy gebruik het om die ander geskrifte te verklaar, en tot sy groot vreugde het hy gevind dat die profesie sinnebeelde kon verstaan word. Hy het gesien dat die profesie, sowel as hulle die profesieë, sover as hulle reeds vervul was, letterlik vervul is. Dat die verskeie beelde, die beeldspraak, die gelykenisse en die sinnebeelde of verklaar is in hulle onmiddellike verband, of dat die terme wat gebruik is in ander skrifgedeeltes verklaar is, en op daardie manier verklaar, kon hulle letterlik verstaan word. Bedoelende wat hy sê, dit is die groot stryd, bladsy 320, paragraaf 2, wat hy sê is, as ons kom by hierdie skriftuurlike dinge, en as ons kyk na al hierdie verskillende beeldsprake, dan moet ons op ander gedeeltes van die Bybel gaan, en hy wys dit en illustreer dit vir ons baie mooi, en ons gaan kyk, die Bybel verklaar dit, en hy gee vir ons presies wat daar staan, en as ons gaan kyk na geskiedenis, sal ons sien, dit is 'n letterlike vervulling van profesie. Ons kan nie fout maak nie. So die Bybel wys dit vir ons uit, geskiedenis wys dit vir ons uit. Okay. Wat dan gebeur is, 1831 begin Miller te preek. 1833 kry sy getuigskrif of 'n getuigbrief, wat hom die toestemming gee, dan deur die kerke, laat hy mag preek. Ek lees dit vir julle. In die jaar 1833 is Miller toegelaat om te preek deur die Baptiste Genootskap, waarvan hy 'n lidmaat was. Onthou, ons werk hierso uit hierdie stelsel kom die protestante. En die protestante het geprotesteer teen Rome en gesê, Rome, en hulle het hom geïdentifiseer as die dier. Martin Luther en daans het presies geweet wie hy is. Hy is die dier, hy is die seedier. En hy het vir hom gesê, jy is die dier van Openbaring, ons wil met jou niks te doen hê nie, en hulle het geprotesteer en hulle het uit hierdie stelsel probeer uitkom. En dit is die protestante waarvan ons praat, hoofsaaklik in Amerika, en hulle was ook wêreldwyd gewees. En hy is deel van hierdie protestante kerk. En hy was baptist gewees.
'n hele aantal van die predikante van daardie vennootskap het sy werk goedgekeur en dit was met hulle formele toestemming dat hy die werk voortgesit het. Hy het onafgebroke gereis en gespreek, hoewel sy persoonlike arbeid grotendeels verrig is in die Nuwe Engeland en Middelstate. Vir etlike jare het hy sy onkoste uit sy eie sak betaal, maar hy het nooit genoeg middele ontvang om sy reiskoste te dek nie. Sy openbare werk het hom dus geen geldelike voordeel gebring nie, maar steeds uitgawes en sy besittings het stadig aan verminder. Hy was die vader van 'n groot gesin, maar hulle almal wat spaarsaam en werksaam was, het sy plaas het genoeg voortgebring om hulle te onderhou. So, daar was geen finansiële winste vir hom gewees nie. Hy gaan dan uit en hy doen dit. Wat ook belangrik is, as ons kyk na, hier kry hy sy getuigskrif en hy is formeel erken as 'n prediker, maar hier's ook iets wat hierso gebeur in hierdie jaar. 1833, 2 jaar na Miller in die openbaar die bewyse van Christus se spoedige koms verkondig het, is die laaste tekens gesien wat deur die Heiland beloof is as tekens van sy wederkoms. Jesus het gesê, die sterre sal van die hemel val, Matteus 24:29. En in Openbaring verklaar Johannes, toe hy in 'n gesig die toneel gesien het wat die dag van die Here sou inlei, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskud word. Sy vye laat afval. Openbaring 6:13. Hierdie profesie is op treffende wyse vervul deur die groot sterre Erend op 13 November 1833. Toe is die grootste vertoning van verskietende sterre gesien, waarvan die geskiedenis tot dusver weet. Die hele uitspansel oor die Verenigde State was destyds in vuur en vlam. Vandat die land bewoon is daar nog nooit 'n hemelse verskynsel gesien wat deur een deel van die bevolking met sulke verrukking aanskou is en wat die ander deel met sulke vrees en angs vervul het nie. Die verhewendheid en onsaglike skoonheid daarvan word nog deur die mense beskou. Dis die groot stryd, bladsy 333, paragraaf 1. Die vallende sterre in Amerika is 'n geskiedkundige, jy kan in Wikipedia gaan lees en presies sien hoe dit was. In die middel van die aand, pikdonker, die sterre wat deur die atmosfeer kom, die verligting en die lig wat dit vrygestel het, was so baie, hulle sê, jy kon 'n boek gevat het en jy kon duidelik gelees het in die middel van die aand. Dis hoe helder dit was. En ons weet dat die Here dit voorspel het in Matteus 24. En dit is presies wat gebeur dan. OK. In 1838 is daar 'n man met die naam van Josiah Leach. En wat Josiah Leach doen is, hy aanvaar die dagjaarprinsip wat William Miller het. Wat ek ook moet sê is dat 1818 hierso verstaan William Miller die 2300 jaar profesie van Daniël 8:14. Kom ons gaan gou na Daniël 8:14 toe. Daniël 8:14, dit is die hart van wat ons mee besig is hierso. Daniël 8:14. Soos William Miller die Bybel bestudeer het, mag die Here aan hom, ek weet ek het dit 'n paar keer gesê die dagjaarprinsip, maar dit is belangrik want alles wat hy hierso deurgaan en alles wat hier gaan, is gebaseer op tyd. Profetiese tyd. Ons gaan dit baie stadig en deeglik deurgaan om te sien hoe akkuraat was William Miller en
hoe die Here hierdie aan hom deurgegee het. Maar hy kom en hy bestudeer en hy kom op Daniël 8:14 en dit is wat daar staan. En hy het vir my gesê, 2300 aande en morgens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. By daai tyd verstaan ons almal en William Miller dat een dag in profesie beteken 1 jaar. As jy dan kyk na 2300 jaar, en ek gaan dit nie nou as 'n studie doen nie, dan sal jy sien dat hy werk dit uit en hy sê in 2300 jaar, dit gee vir ons 1844 op ons kalender, dan sal die heiligdom skoongemaak word. Maar wat hy doen is, en hoe hy dit verstaan, laat God toe dat hy verstaan die heiligdom as die aarde. En William Miller en die mense wat saam met hom is, en hy verkondig en hy sê, dat dit gaan die tweede koms, die wederkoms van die Here wees, wat gaan kom oor 2300 jaar, en dit merk dan 1844. En hy sê in die jaar 1844. Ekskuus, in die jaar 1843. Kom ek gaan terug en ek gaan net weer. Die einde van die 2300 jaar werk hy uit. Van die begin af, en hy werk uit om te sê, in die jaar 1843, bedoelende as die jaar 1844 begin, moes dit alreeds gebeur het. Ons gaan verduidelik wat presies daar gebeur het. Ek wil verduidelik voordat ek afsluit, 1838 is daar 'n man met die naam van Josiah Leach, wat dan hierdie beginsel toepas op Openbaring, en hy kyk na die 3 W's. Hy kyk na die 7 trompette, soos ons weet, as jy gaan kyk na die 7 trompette, ek gaan dit nog op 'n stadium behandel, is die laaste daarvan 3 W's. Die eerste W gaan kyk hy, en dit is reeds in die geskiedenis, en ons gaan kyk, en hy sien, dit was, ek gaan dit gebruik as Islam, of die kinders van Ismael, en hulle het, ons gaan dit baie mooi moet deurgaan, ek gaan net vanaf verduidelik dat ons op die datums kan deurgaan, Julie 27, 1299, het die eerste W begin, en Islam is teruggehou in Augustus 11, 1449. Hy kyk baie mooi hierna, en hy gaan na Openbaring 9 toe. En hy gaan bestudeer die tweede W, en as ons kyk na, ek gaan net 'n gedeelte hiervan doen, ek gaan dit breedvoerig vir julle later doen, Openbaring 9:15. Toe is die 4de engel losgemaak, wat gereed gehou was vir 'n uur, 'n dag, 'n maand en 'n jaar, om 1/3 van die mense dood te maak. Ons gaan kyk waarvoor was die trompette gewees. Ons gaan kyk wie hulle was, en wat was die doel wat die Here hulle gebruik het. Die beste vir my om nou net te sê is, die tweede week kyk hy na. En ons sal sien dat dit het te doen met Islam, en die Islam geloof, en hy gaan kyk, en hy gaan volgens die dagjaar, gaan hy en hy sê, 'n uur, 'n dag, 'n maand en 'n jaar. So as ons vandag gaan kyk, 'n jaar, weet ons, is 360 dae, dit is 1 jaar. Dan kyk hy na 1 maand, ons weet profeties is dit 30 dae. Dan kyk hy na 1 dag, dit is 1 jaar, en hy kyk na 1 uur. Hoe hulle dit uitgewerk het is, as jy 'n jaar vat van 360 en jy deel hom deur 1 dag, dan kry jy 15, so dit sal wees 15 dae. Tel dit by mekaar, kry ons 391 jaar en 15 dae. Wat die tweede W sal plaasvind, wanneer hierdie datum, wanneer die eerste W gestop het. So hier is die tydperk van die tweede W. Wat Josiah Leach doen, hy kyk baie mooi, en dit het gegaan oor die Ottoman Empire, van die Turkse, en hy gaan mooi deur, en hoe hy dit verstaan, sien hy dat daai hele mag gaan in duie stort, en dit gaan val, en hy gaan werk uit, en hy sê, dit sal gebeur in die jaar 1840,
As jy 391 jaar, 15 dae bytel, sal jy sien 1840. En hy publiseer dit in die wêreld. En die mense het, ek glo vir hom gelag, want dit was 'n vreeslike sterk mag gewees wat niemand gedink het gebreek of sal val nie. 10 dae voor die tyd gaan hy en hy hersien, en hy gaan kyk na sy datums in die geskiedenis en hy gaan hersien dit en hy sien, weet jy, as ek gaan presies wees, gaan dit op 11 Augustus 1840, publiseer hy dit weer, 10 dae voor die tyd, en sê op 1840, 11 Augustus, gaan die Ottoman Empire gaan val. Islam gaan vasgehou word. En merkwaardig, presies op daai datum, op daai dag, gebeur dit net soos hy voorspel het. Ek wil net vanaand ietsie lees daaroor, dan gaan ek tot daartoe met hierdie ene gaan. Radikale Islam word vasgehou Augustus 11, 1840. In die jaar 1840 het 'n ander merkwaardige vervulling van profesie algemene belangstelling verwek. 2 jaar voor hierdie gebeurtenis het Josiah Leach, een van die vooraanstaande predikante oor die wederkoms, gepreek en hy het 'n verklaring van Openbaring 9 gegee, waarin hy die ondergang van die Ottomaanse Ryk voorspel het. Volgens sy berekening sou hierdie mag in 1840 na Christus, in Augustus 1840, onvergewerp word, en slegs 'n paar dae voor dit gebeur het hy geskryf, as ons aanneem dat die eerste tydperk 150 jaar presies vervul is, voor die troonbestuiging van Diakozus, ek sukkel om dit uit te spreek, met die toestemming van die Turke, en dat die 391 jaar, 15 dae, 'n aanvang geneem het aan die einde van daardie tydperk, dan sal dit op die 11 Augustus 1840 eindig, wanneer die Ottomaanse mag vermoedelik in Konstantinopel verbreek sal word. En dit glo ek sal die geval wees. Josiah Leach, article in Science of the Times, and Exposition of Prophecy, 1 August 1840. En dit gebeur dan presies net so. Op die juiste tyd wat voorspel is, het Turkye deur sy gesante die beskerming aanvaar van die geallieerde magte van Europa, en dus het hy homself onder die beskerming geplaas van Christenvolke. Hierdie gebeurtenis het die voorspelling presies vervul. Toe dit bekend geword het, is menigte oortuig van die beginsel van profetiese uitlegging, soos toegepas deur Miller en sy medewerkers. En die adventbeweging het 'n groot stoot vorentoe gekry. Manne van geleerdheid en aansien het by Miller aangesluit. Beide in die prediking van die publikasie van die van sy sienswyse, en van 1840 tot 1844 het die werk vinnig gegroei. Dis in die groot stryd 335 paragraaf 1. As ons kyk na 1840 waarmee ons besig is, onthou, alles was gebaseer op tyd wat William Miller en die mense verkondig het. Dit was die dagjaar prinsip. En 11 Augustus 1840 was hierdie die bekragtiging van die eerste engelboodskap. En dit het na die hele wêreld toe gegaan. Dit het die dagjaar prinsip vasgemaak. Nou kyk ons na iets anders wat gebeur het. Hier kom, en ons gaan kyk na Openbaring 10. Openbaring 10. En ek wil lees daar Openbaring 10 van vers 1. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit, en sy linkervoet op die land. En hy het met 'n groot stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul,
En toe hy uitgeroep het die 7 donderslae hulle stemme laat hoor. Wie is hierdie engel? Wie is hierdie engel wat afkom, simbolies met hierdie geopende boekie? Hy staan met sy een voet op die see, wat menigte nasies, tale en volke verteenwoordig, die ander voet staan op die aarde, wat sê, as jy dit vat, dit is die totale gebied van die wêreld. En hy het 'n geopende boekie. Onthou wat ons gesê, die boekie is hier geopen. Hierdie is 'n bekragtiging van die eerste engel. En hierdie is dan ons, kom ek maak net so, ons eerste engel word bekragtig hierso. En ons noem dit in simboliek, 'n hemelse wese kom af, niemand anders as Christus homself nie, hy staan met 'n geopende boekie. En ons aanvaar dit as die boek van Daniël in sy hand. En wat is die opdrag van hierdie boekie? Wat is die opdrag van hierdie boekie? En ons kyk. Vers 9. Ons is nog steeds in Openbaring 10 vers 9. En ek het na die engel gegaan en hom gesê, vers 8. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het weer tot my gespreek en sê, gaan, neem die geopende boekie in die hand van die engel, wat op die see en op die land staan. En ek het na die engel gegaan en vir hom gesê, gee my die boekie, toe sê hy vir my, neem en eet dit op. So hierdie boekie, hierdie inligting wat die Here bring, sê hy, en dit is opdrag aan die mense om te sê, is, ons moet hierdie boekie eet. En hy gee die opdrag aan Johannes, neem en eet dit, en dit sal in jou maag bitter maak, maar jou mond sal dit soet soos heuning wees. En toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op, en my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. En hy het my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke, nasies en tale. Wat belangrik is hierso is, hier word die hele boodskap en alles wat hier gebeur het, word bekragtig met die engel wat afkom. In simboliek Openbaring 10, wat Christus homself verteenwoordig op daai datum. Nou, hierdie boodskap gaan wêreldwyd. Mense word wakker en hulle begin instroom om te kyk wat gaan hier aan, en hulle begin hier inkom. Maar hier is ook iets wat baie interessant is. Die Here toet sy mense. As ons kyk na die vorige lyn, dan het ons gesê, hierdie was gewees met die doop van Christus, en net daarna het hy in die wildernis ingegaan, en daar het hy dan in die versoeking aangegaan. En daar was hy getoets. Daar is iets interessants wat ook gebeur het. En ons kyk lyn op lyn, want hierdie lyn sal jy sien werk op die vorige lyn, en so gaan ons gaan. As ons hierdie verstaan, gaan ons presies weet waar ons staan in die toekoms. Ons kyk deur die verlede, en die Here wys vir ons waarheen is ons op pad. Die leierskap is verbygegaan. Toe die Here gedoop is, die boodskap het vooruit gegaan deur Johannes die Doper, die Fariseërs en die Sadduseërs, die mense van daai tyd, die leiers het dit verwerp. En hy kon nie uit hulle uit mense verteenwoordigers kies om die boodskap te vat nie. Dis hoekom die disippels uit visser, manne uit verskillende mense gekies is, wat nie deel was van die leierskap nie. En dit is belangrik om dit te verstaan. Dieselfde wat gebeur is hierso. Onthou, hier werk ons met die protestante kerke. En die Here kom en hy begin hierdie mense te toets, want almal sê ons is lief vir die Here. En hulle kyk met veragting hoe die Jode Jesus kon gekruisig het. Maar ons lees ook dat die hemel hou dop, en hoe hierdie engel kom en hierdie boodskap vir die mense gee. Hoe verwerp hulle hierdie boodskap? En as ons dit in een opsigte gaan kyk, so ons sien hierdie boodskap is niks anders as Jesus Christus homself nie. So, soos die Jode dan vir Christus gekruisig het, verkruisig hulle hierdie boodskap. En die leierskap op hierdie punt kan nie meer gebruik word nie. En dit gaan na 'n ander klas van mense toe. In 1842
Die fundamente word dan gelê en in 1842 lees ek Mei 1842, ek het 'n groep gesien, goed beskerm en standvastig, wat geen gehoor gegee het aan diegene wat die vaste geloof van die groep wou ondermyn nie. God het hulle met welbehae betrag. Aan my is 3 stappe getoon. Die eerste, die tweede en die derde engel se boodskappe. Luister mooi wat sy sê. God toets en daar is 3 stappe. 'n eerste, 'n tweede en 'n derde stap. En sy sê, die engel by my het gesê, wie hom wat 1 blok of pen van hierdie boodskappe sal losmaak. Die regte begrip van hierdie boodskappe is lewensbelangrik. So hier sien ons iets baie interessant. Hierdie engele boodskappe wat die Here vir ons stuur, is lewensbelangrik. Om dit te aanvaar en te verwerp, het ewigheidswaarde. God het hulle stap vir stap voorwaarts gelei, totdat hy hulle op 'n soliede, onbeweeglike platform gebring het. Ek het mense die platform sien nader en die grondslag daarvan ondersoek. So wat nou hier gebeur is, hier word die fundamente van Adventiste en Adventisme gelê. Ek gaan dit nou mooi verduidelik. En die mense kom en hulle besigtig hierdie platform, en sommige het in blydskap dadelik daarop geklim. Ander het begin fout sien in die fundament. Hulle wou verbeterings aanbring, en sou die platform volmaak, dan sou die platform volmaak wees, en die mense baie gelukkiger. Sommige het van die platform afgestap, om dit te ondersoek, en hulle het gesê, dat dit heeltemal verkeerd gemaak was. Dis die eerste geskrifte, bladsy 258.3. Ek gaan verder lees. In Mei 42 was 'n gewone konferensie gehou in Boston, Massachusetts. Met die opening van die vergadering het Charles Fitch en A. Hale van Hoverhill ons die gesig van Daniel en Johannes gewys, wat hulle op 'n lap geverf het, met die profetiese nommers en die einde van die gesig, wat hulle 'n kaart genoem het. Hierdie is gevat in die jaar 1847, Joseph Bates, Second Advent, Waymark and High Heap. Nou wat hulle gedoen het is, hulle het die 1843 kaart, dit is hierdie ene, presies hierdie ene, wat hulle dan geverf het. Dit is al die inligting en alles soos William Miller en die Millerites dit verstaan het. Hulle sit dit hierop en dit is volgens die boek van Habakuk. En ons gaan daardeur gaan om te kyk. Dit is profeties deur die Here gegee. Hulle reageer daarop en hulle maak hierdie kaart, wat dan al hierdie belangrike waarhede het met Christus as die senter daarvan. So vroeg reeds as 1842 het die bevel wat in hierdie profesie gesê is, skryf die gesig op en grafeer dit op tafels, sodat hulle al lopende dit kan lees. Charles Fitch daartoe gebring om die profetiese kaart te maak, om die gesigte van Daniel en Openbaring op te sit. Die Here het vir my gewys dat die 1843 kaart, luister mooi, deur sy hand aangewys was, en dat geen deel daarvan verander moet word nie, dat die syfers is soos hy hulle wou hê, dat dit sy hand was, wat oor 'n fout was, en sommige van die syfers verberg het. Sy sê daar was een fout, wat sommige van die syfers verberg het, sodat niemand dit kon sien nie, totdat sy hand verwyder was. Hierdie is Review and Herald, November 1, 1850, paragraaf 10. So wat gebeur het, is soos William Miller en die mense dit verstaan het hulle die visie van Daniel en Openbaring hier op 'n lap geverf. Al hierdie dinge is daar. Maar onthou, volgens William Miller met sy berekeninge van die 2300 jaar, wat in die jaar 457 begin het hy dit uitgewerk dat die Here sou kom in 1843. Dis baie belangrik, want ons gaan sien dat hierdie datum, was die Here se hand op, en hulle het nie raak gesien dat daar 'n fout in is nie. Okay.
Die waarskuwing het gekom, niks is toegelaat om in te kom by die fondamente van die geloof waarop ons gebou het, sedert die boodskap gekom het in 1842, 1843 en 1844 nie. Ek was in hierdie boodskap en vandaar het ek gestaan voor die wêreld, getrou aan die lig wat God ons gegee het. Ons het nie voorgestel om ons voete van die platform af te neem waarop hulle geplaas was nie. Dis belangrik dat ons verstaan dat die fondamente wat daar gemaak is deur God is gemaak in 1842, 43 en 44. En dit is alles op hierdie kaart vasgelê. Dit is ons fondamente. Ons sal ook sien wat het gebeur daarmee en hoekom die mense dit ook vandag nie wil aanvaar nie. Dink jy dat ek kon die lig wat God my gegee het, kon opgee? Dit is om te wees soos die rots van eeue. Verstaan jy dat sy, ek gaan nou dit aanhaal, maar wat belangrik is hierso, ek onderbreek het, die rots van eeue, verwys hy na hierdie, as die rots van eeue. Sy verwys hiervan as die fondamente wat sal staan. Dit het my gelei sedertdien ek dit kon ontvang het. Broers en susters, God leef en regeer en werk nog vandag. Sy hand is op die wiel en sy voorsieningsheid draai hy die wiel in ooreenstemming met sy eie wil. Laat die mens homself nie tot dokumente vasmaak dat dit hulle sal sê wat om te doen en wat hulle nie sal doen nie. Laat hulle self vas aan die Here, die God van die hemel maak. Dan sal die lig van die hemel skyn in die tempelsiel en ons sal die heil van God sien. Hierdie is gemaak in GKR, April 6, 1903, paragraaf 35. Dis vir ons baie belangrik, daar is soveel verwarring deesdae by die SDA, oor wat is fondamente, wat is die pilare en al die verskillende dinge. Ons moet verstaan, Adventiste en Adventisme het begin met William Miller in 1798, as ons dit hier opvat. En die Here het die eerste engelboodskap gegee in die geskiedenis, en wanneer hy dit bekragtig, hierso is die dag-jaar beginsel bekragtig. En dit was as gevolg van 'n voorspelling wat gemaak is deur Josiah Leach. En die fondamente hierso is gelê. Hier is die fondament. En die fondament is in die vorm van die 1843 kaart wat ons hierso het. Die Here verander nie. Hy sê ek is gister, ek is vandag en môre dieselfde. Hy sal nie 'n fondament lê en daarop bou en dit is 'n vals fondament nie. En as jy op hierdie fondament bou en dit is 'n vals fondament, sal daai gebou dit nie maak nie, dis sand. En waarop ook al die Here sou gebou het, is op daai fondament. En ons het 'n probleem vandag daarmee. En ek gaan kyk wat het gebeur en hoekom het ons 'n probleem daarmee. Dit is 'n toets. En die protestante kom voor hierdie toets. Dis 'n, ek kan sê 'n visuele toets, hierdie kaart. En dit word voor hulle gesit, en wat doen die protestante kerke? Hulle maak hulle deure toe. En ons merk in Junie 1842, waar die kerke hulle deure toemaak. Ek gaan 'n kwotasie vir julle lees. Die protestante sluit die deur teen die boodskap, en dit is in Junie 1842, het meneer Miller se tweede kursus van lesings in Portland aangebied. En ek het gevoel dat dit 'n groot voorreg was om hierdie lesings by te woon, want ek het onder teleurstelling geval, nie voorbereid gevoel om my verlosser te ontmoet nie. Die tweede kursus het veel meer opwinding in die stad as die eerste veroorsaak. Met 'n paar uitsonderinge het die verskillende denominasies die deure van hulle kerke teen meneer Miller gesluit. Baie diskorse uit die verskillende kansels het probeer om die beweerde fanatiese foute van hierdie dosent bloot te lê. Maar die skare van
angstige luisteraars het sy vir begaderings bygewoon terwyl baie nie in staat was om die huis te betree nie. Eerste Testamonies, bladsy 21, paragraaf 1. Hier sê sy vir ons, wat gebeur? Die mense wat verklaar, wat van hierdie geskiedenis uitkom as protestante, wat deurkom in die Here gee vir hulle lig, verwerp dit. Dieselfde as die Jode gesê het, Barabbas, en hulle het Christus gekruisig, skree hulle vir iets anders, en hulle verwerp dit wat die Here vir hulle gegee het. Dit beteken, as jy die lig verwerp, waar staan jy? In duisternis. Hier maak die protestante kerke hulle deure toe. Dan wil ek dan gaan kyk na die tweede engel. Die tweede engel arriveer. 19 April 1844. Kom ons lees dit. Eerste teleurstelling, 19 April 1844. Ons noem dit ook 'n talmtydperk of 'n wagtydperk. Die gelykenis van die 10 jong meisies van Matteus 25 illustreer ook die ondervinding van die Adventiste. In Matteus 24, in antwoord op die vraag van sy disippels aangaande die tekens van sy koms en die einde van die wêreld, het Christus op sommige van die belangrikste gebeurtenisse in die geskiedenis van die wêreld en die kerk sy eerste koms tot sy tweede koms gewys, naamlik die verwoesting van Jerusalem, die groot verdrukking wat die kerk sou deurmaak tydens die heidense en pauslike vervolging, die verduistering van die son en maan, ons het dit al reeds almal gesien, en val van die sterre. Daarna het hy spreek van sy koms in sy koninkryk, en hy het die gelykenis vertel waarin hy die 2 klasse van diensknegte wat sou uitsien na sy koms beskryf het. So ook sien ons iets wat baie, baie interessant is. Van hier af sal ons sien, dit word in 2 klasse word die mensdom ingedeel. Die wyse en die dwaase. Okay. Hoofstuk 25 begin met die woorde. Dan sal die koninkryk van die hemel wees soos 10 jong meisies. Hier word gesinspel op die kerk in die laaste dae. Dieselfde waarop gewys is in die slot van hoofstuk 24. In hierdie gelykenis word hulle ervarings geïllustreer deur toneeltjies uit 'n oosterse huwelik. Hierdie is die groot stryd, bladsy 393, paragraaf 2. Dit is die maagde. Is die 10 maagde. Die 3 engele boodskap. Kom ek wil net 'n bietjie tyd spandeer daarop. Ons het dit al reeds gesê. Die eerste engel, die tweede engel en die derde engel. Kom ons gaan na Johannes 16 vers 8 toe. Ek wil gaan na Johannes 16 vers 8. Die Here is besig om te praat oor die trooster wat sal kom, die Heilige Gees wat sal uitgestort word. En hy vertel ons, wat is die werk van die Heilige Gees in ons lewens? En dit is belangrik om dit te verstaan. En as hy kom, dit is die Heilige Gees, dit is Johannes 16 vers 8, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dit is baie, baie belangrik dat ons verstaan. En as ons kyk na die 3 engele boodskap, sal ons ook sien, ons het nou nog gelees wat Ellen G. White sê, is dat hier is 'n toets wat die Here bring. En sy het gesê, die toets is in die vorm van die eerste engel, die tweede engel en die derde engel se boodskap. En ons kan dit vergelyk om te sê, die eerste engel, wat sê die eerste engel boodskap? Kom ons gaan weer terug na Openbaring, en ons gaan kyk na Openbaring 14. Van vers 6 af. Ek wil net vanaand daardeur kyk.
Die eerste engelboodskap, en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met die ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en elke nasie, stam en taal en volke, en hy het met 'n groot stem gesê: Vrees God, gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En dit is presies die eerste engelboodskap, en dit is wat William Miller hulle verstaan het. Want die uur van sy oordeel kom na die 2300 jaar van Daniël 8:14 wat sê, dan sal die heiligdom skoon gemaak word. Hy het dit verkeerd verstaan, ons gaan die regte interpretasie kyk van, wat is die heiligdom? Hy het dit gesien as die aarde, ons het vandag die lig, maar die Here verduidelik wat is die heiligdom. Maar hier is die eerste engelboodskap wat ingaan. Ook hierdie het ons gelees en ons verstaan, om die tweede engelboodskap te verstaan en te ervaar, aanvaar, moet jy die eerste engelboodskap aanvaar het. En so ook met die derde. Jy kan nie die derde hê sonder die tweede en die tweede hê sonder die eerste nie. As ons dan kyk na die eerste engelboodskap, gaan alles oor sonde. Dis om sonde uit jou lewe uit te kry. Dis waaroor dit gaan. Die tweede engelboodskap, kom ons lees dit. Kom ons lees dit, Openbaring 14, vers 8. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Merk op, hy sê geval, dit is 2, dit is dubbel. Ons kry dit met die tweede engelboodskap, geval. En alles gaan oor die geregtigheid, die kleed van Christus. Die derde engel, kry ons Openbaring 14 vers 9, en die derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid, en 'n merk op sy voorhoof of sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En dit is die oordeel wat hiervan gepraat word. So die eerste engel kom in Geskiedenis 1798. Die Here kom en hy bekragtig daai eerste engelboodskap met 'n voorspelling wat Jesaja Leach gemaak het, reeds uit Openbaring uit vir wat sal gebeur. Die voorspelling kom waar en die mense sien, hierdie mense het dit op die kop. En ons sien dat hierdie is ook 'n toets. Die leierskap word eenkant gesit. Hulle word verbygegaan. Mei 42 sien ons die fondamente word gelê. En alles word op 'n kaart gesit. En dit is ons fondamente nog steeds. 1842 Junie maak die protestante kerk hulle deure toe daarvoor. En ons sal sien 19 April op ons almanak is dit die laaste dag, is dit die eerste dag van die eerste maand. Ek het dit in Esdra 7:9 met die video deurgegaan. 1843 gaan verby en hulle het hulle eerste groot teleurstelling. Ek gaan in die volgende sessie gaan ek daarmee aangaan, dat ek dit mooi kan verduidelik waar ons staan hierso, wat hierso gebeur het en hoe die Here die mense verder gelei het. Mag die Here saam met ons wees, mag ons hierdie inligting ondersoek en gaan baie mooi kyk, want baie van hierdie dinge is onder kombers ingevee en mense wil dit nie meer opbring en daarna kyk nie. Dit is ons fondamente, dit is ons geskiedenis en as ons dit nie verstaan nie, gaan ons nie verstaan wat die toekoms vir ons inhou nie. Dit is die manier waarop die Here vir ons werk en hy openbaar dit vir ons lyn op lyn.